Wanneer jy klippe kou, Jakobus 1 vers 16 tot 18. Ons leef in die eeu van 'n informasieontploffing, te veel data, te veel goed. In die ou dae was jy tevrede as jou TV daarom so 4 of 5 kanale opgevang het. Deesdae is jy oorlaai met duisende kanale en reekse waaruit jy jou tydverdryf moet kies. Iemand het bereken dat daar meer as 357 biljoen e-mails geskryf word elke dag. Volgens AI ontvang die gemiddelde persoon 121 e-mails per dag. As jou inbox minder as dit het, is jy baie gelukkig. Elke 8 sekondes word daar 'n boek gepubliseer, dis omtrent 11.000 nuwe boeke per dag, elke dag van die jaar. Boeke met ISBN-nommers is vandag alreeds 43 miljoen, maar dis nog nie hoeveel boeke daar is nie. Sedert die uitvinding van die drukpers in 1440 is daar glo 160 miljoen boektitels gepubliseer. Dan sluit dit nog nie eers in die miljoene digitale en selfgemaakte boeke nie. Volgens Wikipedia publiseer Amerika en China die meeste boeke. Dis geen wonder party van ons is boekwurms nie. Sommige van ons het 'n swak plek vir boekwinkels en kan nie daar uitstap sonder om iets onder die arm te hê nie. Ander boer weer in biblioteke en kan nie genoeg lees nie. As kinders het ons altyd die biblioteke goed ondersteun en feitelik elke dag teruggekeer om nog 'n paar titels uit te neem. My ma het nou nog 'n hele mandjie vol biblioteekkaartjies wat gebruik kan word wanneer die kinders en kleinkinders kom kuier. Sommige van ons het indrukwekkende boekversamelings, rakke wat kroon van al die titels en waarskynlik honderde boeke wat nog nooit gelees is nie. Vir party is dit die lekkerste ding om te ontspan in die bad of bed met 'n lekker leesboek en dan vir ure lank in 'n ander wêreld in te stap. Soos Salomo tereg kwyt geraak het, aan die skryf van boeke sal daar geen einde wees nie. Volgens AI word 23 biljoen teksboodskappe elke dag gestuur. Dis 230.000 boodskappe elke sekonde. WhatsApp hanteer glo meer as 100 biljoen boodskappe per dag. As ons die geboorte van Jesus gebruik as ons beginpunt, het dit 1500 jaar geneem vir al die kennis in die wêreld om te verdubbel. Daarna het dit net 250 jaar gevat vir die kennis om weer te verdubbel. Teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog het kennis elke 25 jaar verdubbel. Vandag verdubbel kennis elke 12 maande. In party velde verdubbel die kennis elke 12 uur. Dis geen wonder ons sukkel om by te bly nie. Soms voel ons dat ons nie nog een stukkie inligting kan inneem nie. Ons is barsens te vol van 'n oormaat inligting en kennis. Soms voel ons dat ons nie kans sien vir nog 'n nuwe uitvinding nie en volhard ons hardkoppig met hoe dinge nog altyd vir ons gewerk het. As jy die koerant vir 'n week lank gelees het, het jy dieselfde hoeveelheid blootstelling aan inligting gehad as die gemiddelde persoon in sy hele leeftyd in die jaar 1800s. Ons word oorstroom deur 'n tsunami van inligting wat 24 uur per dag na ons toe stroom. Die hele wêreld lewe tans in die teenwoordige tyd, waar stories elke paar minute verander. As jy 'n nuuskanaal op TV se dophou, sal jy die hoofprentjie sien waar iemand praat oor iets wat gebeur. Maar onderaan is daar alreeds teksboodskappe van 10 ander goed wat aan die gebeur is. Dit is onmoontlik om by te hou by alles wat aan die verander is wat tans gebeur. As ek die afstand beheer van die televisie weet het, klik ek elke paar sekondes na 'n ander kanaal vir inligting of mediadekking van 'n gebeurtenis. Natuurlik is daar baie stories wat ek nie eens wil na kyk nie, dis klik ek verby hulle. Dis geen wonder ons aandag word so maklik afgetrek nie. Daar's 'n oormaat van inligting. Ons verdrink in data. Ons kyk sonder om te sien, ons luister sonder om te hoor, ons praat sonder om iets te verstaan. Ons is 'n opgewende, aanlyn gekaffineerde generasie. This is what happens when we ask a smart TV to show us something based on our viewing history. Garbage in, garbage out. Party mense kry selfs reg om voor die TV aan die slaap te raak, of nooit die einde van 'n fliek te sien nie. Bob Morehouse het 'n gedig geskryf met die titel The Paradox of Our Time. The paradox of our time in history
is that we have taller buildings but shorter tempers, wider freeways but narrower viewpoints. We spend more but have less. We buy more but enjoy less. We have bigger houses and smaller families, more conveniences but less time. We have more degrees but less sense, more knowledge but less judgment, more experts yet more problems, more medicine but less wellness. We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much, and pray too seldom. We have multiplied our possessions but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often. We've learned how to make a living but not a life. We've added years to life, not life to years. We've been all the way to the moon and back but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space but not inner space. We've done larger things but not better things. We've cleaned up the air but polluted the soul. We've conquered the atom but not our prejudice. We write more but learn less. We plan more but accomplish less. We've learned to rush but not to wait. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less. And these are the times of fast foods and slow digestion, big men and small character, steep profits and shallow relationships. These are the days of 2 incomes but more divorce, fancier houses but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the stockroom. A time when technology can bring this letter to you, and a time when you can choose either to share this insight or to just hit delete. Ek dink die meeste van ons sal saamstem met hom. Die gedeelte wat my die meeste opgeval het was, we've conquered outer space but not inner space. Alles wat ons vandag bou is groter, sterker en vinniger. Ons stuur mense die ruimte in satelliete en wentelbane om die aarde en stuur radioseine na die sterre. Maar die innerlike spasie is 'n perd van 'n ander kleur. Ons is nog nie eens naby om dit te oorwin of verken nie. Die menslike hart lyk nog net so onvoorspelbaar en ontembaar soos altyd. Die laaste week het ons die groeiende oorlog tussen Iran en Israel dopgehou met al die eiertjies wat buurlande te lê het. Almal het 'n oplossing vir die oorlog, maar niemand het 'n oplossing vir die kondisie van die haatdraande menslike hart nie. As ons eerlik is met onsself, weet ons dat die meeste ware gevegte en oorlog van die lewe aan die binnekant is. Jou grootste uitdaging in die lewe is waarskynlik daardie figuur in die spieël wat na jou kyk. Wat aan die binnekant aangaan, maak baie meer saak as wat aan die buitekant gebeur. En dis waar die boek van Jakobus so relevant is vir ons tyd. Hierdie brief is omtrent 2000 jaar gelede geskryf aan die verdrukte, verspreide, verrenoveerde Joodse gelowiges wat vir lewe en dood vasgeklou het aan hulle nuwe geloof. En tog praat Jakobus met ons vandag in die 21ste eeu asof niks nog verander het nie. Jakobus wil hê dat ons die vryheid moet ontdek wat gepaard gaan met die regte manier waarop ons die druk van die lewe hanteer. Jakobus 1 vers 19 tot 20 beantwoord die vraag: hoe reageer jy wanneer die druk oplaai, wanneer jy op die punt is om jou top te blaas, te ontplof? En liewe mede-Christene, plak hierdie woorde op waar julle dit elke dag kan sien. Julle moet ander mense 'n kans gee om te sê wat hulle op die hart het. Luister rustig na hulle, sonder om hulle te wil doodpraat. Wanneer dit jou kans is, gee jou mening. 'n Ander vertaling sê: my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. Hierdie verse klink eenvoudig, maar om hulle in die praktyk om te sit, is vir die meeste van ons 'n tamaletjie. Jakobus gee basies 3 opdragte aan ons. Eerstens is: wees gou om te luister.
Wysheid begin wanneer ons meer luister en minder praat. In konteks begin hierdie soort luister wanneer ons aandag gee aan wat God vir ons wil sê deur sy woord, die Bybel. Die dokter is beïndruk deur sy pasiënt se gesondheidsbron. Looks like you're getting plenty of moral fiber, sê hy vir die ou wat besig is om sy Bybel te lees. Is it any good? Wil die boemelaar weet toe hy sien hoe iemand anders sy Bybel lees. Dis 'n vraag wat die wêreld oorwonder wanneer hulle na die lewens van Christene kyk. Vir baie mense gaan jy die enigste Bybel wees wat hulle ooit sal lees. Wat of wie sien hulle raak in jou? Is it any good? In die eerste eeu het die eerste gelowiges nie al die voordele gehad het ons vandag het nie. Hulle het nie gedrukte kopieë van die Bybel gehad nie. En as Jakobus dalk die eerste boek van die Nuwe Testament was, sou hulle in die eerste boek Romeine kon lees nie, want dit is nog nie geskryf nie. Dieselfde geld vir die 4 evangelies, die boek Handelinge, al die pad tot by die boek Openbaring. Hulle het nie die Bybel op hulle smartphone app gehad, sodat hulle het kon lees waar ook al gekom het nie. Toe die Israeliete die 10 gebooie gesien het, was hierdie ou reg. Eendag sou daar kleiner, meer draagbare weergawes wees, wat toegang tot die woord vir ons almal sou oopmaak. Ons leef tans in daardie tyd waar die Bybel oral vir ons beskikbaar is en oral saamgedra kan word. Vir die grootste deel van die tyd het toegang tot die woord beteken dat hulle ander gelowiges moes ontmoet en na hulle luister. Hulle moes luister na hoe die woord van God aan hulle gepreek word. Dit beteken om die woorde te hoor, dit te memoriseer en dan te oordink, totdat dit deel van hulle lewens is. Ek dink ons moderne tegnologie het dit vir ons te maklik gemaak om die woord van God in ons hande te hê, sodat ons dit op die ou end baie min hoor. Dit is dalk in ons foon en hand, maar is dit in jou hart? Wanneer jy na jou foon kyk, sien jy 'n duisternis van apps wat glinster van vars inligting wat invloei 24 uur per dag. Ek het nuus-apps, musiek-apps, video-apps, boeklees-apps. Ons het genoeg aanlyn stimulasie van die internet om ons voltyds besig te hou. In die ou dae wanneer jy op 'n vliegtuig geklim het, was daar nog nie flieks of speletjies of skerms wat jou aandag kon aftrek nie. Jy moes souwaar praat met die persoon langs jou. Deesdae klim jy van die vliegtuig af en jy weet nie eens wat die persoon langs jou se naam was nie. Almal is geabsorbeer en gefokus op hulle skerms, of dit nou die vliegtuigsin is of hulle fone. Partykeer lyk dit selfs of iemand met homself praat, maar dan is dit met 'n onsigbare persoon aan die ander kant van die wêreld. Ek wonder of ons beter daaraan af is as die eerste eeuse gelowiges, wat nog nie kopieë van die woord van God gehad het nie. In teenstelling met ons in die 21ste eeu, wat die Bybel op ons vingerpunte beskikbaar het. Niemand sou ons tegnologie wil inruil vir die antieke lewe van 2000 jaar gelede nie. Maar tegnologie is waardeloos en gevaarlik as ons so besig is daarmee en ons aandag so afgetrek word daardeur dat ons nie meer vinnig is om die woord van God te hoor nie. Hoor ek nog die Here se stem? Baie van ons het Bybels op ons fone of papierbybels langs die bed, maar hoeveel daarvan is in ons harte? Dit is een ding om toegang te hê daartoe, maar 'n ander ding om dit in jou hart gebeere te hê. Charles Spurgeon stel dit onrusbarend. Backsliding begins with dusty Bibles. Party mense praat so baie dat hulle nooit hoor wat enigiemand anders te sê het nie. As jy die boek Spreuke sou lees, sal jy afkom op Spreuke 8, waar wysheid gelykgestel word met 'n vrou wat met haar leser praat. Die wysheid roep, die wysheid praat van goeie dinge. Die wysheid is beter as goud of silwer. Konings regeer deur wysheid. God seën diegene wat wandel in wysheid. En wysheid verdien die guns van die Here. Maar niemand kry wysheid per ongeluk by nie. Jy word nie toevallig wys nie. Wysheid sê dat as jy my soek, sal jy my vind. Everyone thinks I am wise until you call on me and I have to open my mouth, klaar die seun by sy juffrou. Ek wonder of ons dalk nie te besig, te bekommerd, te gepreoccupeer geraak het nie. Ons aandag word deur allerlei goed afgetrek, sodat ons nie eens meer soek na die wysheid wat God vir ons aanbied in sy woord nie. Ja, ons soek inligting, maar sou dit nie beter wees om eerder wysheid te soek nie? Inligting is net 'n paar kliks weg, maar waar is wysheid?
Iemand het die verskil so opgesom. Knowledge talks, but wisdom listens. To acquire knowledge, one must study. To acquire wisdom, one must observe. Knowledge is knowing what to say, wisdom is knowing when to say it. Knowledge is learning something every day. Wisdom is letting go of something every day. Knowledge is proud that it has learned so much. Wisdom is humble that it know no more. This is Pastor Jim. I'm not in right now. Please hang up and tell the Lord your problem, which is what you should have done in the first place, sê die ou se antwoordmasjien. Goeie raad, maar doen ons dit? We're looking for someone with the wisdom of a 50-year-old, the experience of a 40-year-old, the drive of a 30-year-old, and the pay scale of a 20-year-old. Good luck. Die wysheid van Calvin en Hobbes het ons al dekades lang vermaak. The more you know, the harder it is to take decisive action. Once you become informed, you start seeing complexities and shades of grey. You realize that nothing is as clear and simple as it first appears. And knowledge is paralyzing. Being a man of action, I can't afford to take that risk. En 'n antwoord sê hier, you're ignorant, but at least you act on it. Die woord gou wat gebruik word deur Jakobus, wees gou om te luister, is dieselfde woord wat gebruik word in Johannes 20 om te beskryf hoe Petrus vinniger as Johannes gehardloop het om by die leë graf te kom. Dis nogal 'n goeie prentjie. Ons behoort vinnig te hardloop, alles in te sit om uit te vind wat God vandag vir ons te sê het. Iemand het die goue reël in sy huis gehad, geen Bybel nie, geen breakfast nie. Sy familie sou geen breakfast eet voordat hulle nie saam die woord geëet het nie. Van ons onthou nog die dae van boeke vat om die tafel as pa of oupa die Bybel uitgehaal het, voor of na ete en 'n stukkie gelees het. En deesdae is skaars geword. Dis 'n goeie gewoonte wat die moeite werd is om aan te leer, om te luister saam na die woord van God. Ek wonder wat sou gebeur as ons soggens eers die Bybel sou raadpleeg, voor ons ons koppe volstop met wat Facebook of sosiale media van ons oornag opgegaar het. Ek kan niemand dwing om so reël te volg nie, maar laat dit vir jou uitdaging wees. Om gou te hoor, gebeur nie per ongeluk nie. Jy moet proaktief inisiatief neem deur die Bybel op te neem en God se woord deur jou hart te laat spoel. Ons is gou om aandag te gee aan allerlei goeters wat geen waarde het nie, en nie eintlik saak maak nie. Maar ons is ons vinnig om te luister na die woord van God. Iemand het een keer 7 redes geïdentifiseer hoekom mense nie God kan hoor nie. Fear of silence, ignorance of the scriptures, adding to the noise, indulging in inappropriate, negative or cheap music, literature and entertainment, gossip and unhealthy relationships, keeping too busy for God, being close to what He might say, being close to the idea that He can speak to you in unexpected ways. Rick Warren stel dit heel eenvoudig. We often miss hearing God's voice simply because we are not paying attention. Alfred Brendel het reg opgemerk, the word listen contains the same letters as the word silent. Tweedens, wees stadig om te praat. Die tweede ding wat Jakobus vir ons noem, is ons reaksie op wat ons hoor. Jy is nie so slim as wat jy dink jy is nie. Jy is nie so smart as wat jy dink jy is nie. Jy is ook nie so wys as wat jy dink jy is nie. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie. Daar's 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. Die meeste van ons is redelik goed met die praatgedeelte, maar nie so goed met die stilbly gedeelte nie. Wat sou gebeur as ons eers met die Here praat, voor ons met mense praat? Party van ons kan nie wag om ander te bombardeer met ons sienings en gedagtes op sosiale media nie. Wat sou gebeur as ons dit minder sou doen en meer sou luister? Spreuke 29 vers 20 sê, jy sien self, vir die man wat praat sonder om eers te dink, is daar minder hoop as vir 'n dwaas. Ogden Nash se raad vir die huwelik was die volgende: to keep your marriage brimming with love in a loving cup, whenever you're at wrong, admit it. When you're right, shut up.
Dit is so maklik om 'n huwelik of 'n vriendskap te ondermyn en af flarre te skiet met ongure, onvriendelike woorde. Of jy nou sarkasme of woede gebruik, hoeveel keer het jy nie al iets gesê waaroor jy later spyt was nie? Dit is seker nog 10 keer erger op sosiale media, want die oomblik wat jy die send knoppie druk, het daar die woorde 'n lewe van hulle eie en word dit aangestuur van persoon tot persoon, dikwels sonder die konteks waaruit dit kom. Sosiale media verwag vinnige terugvoering. Ons hou die regmerkies dop om te sien of die persoon die boodskap gekry het, en as hy die WhatsApp gelees het, raak die regmerkies blou. Dan wag ons angstig vir 'n reaksie. Ek wonder wat sou gebeur het as ons sulke visuele terugvoer gehad het met ons gebede. Is ons bereid om te wag vir sy antwoord nadat hy ons versoek gehoor het? As die doetjies begin verskyn op jou skerm, weet jy die persoon gee aandag aan jou boodskap en sekondes later is daar iets waarop jy weer kan terugreageer. Dit kan soms gebeur dat iemand iets sê waarvan jy nie hou nie. En voor jy het mooi deurgedink het, gee jy 'n vinnige sarkastiese afbrekende antwoord. Partykeer is ons so haastig om ons sienings te stuur, dat ons die stuurknoppie eers druk, waarna ons begin giggel oor hoe oulik ons eintlik was. En dalk is Jakobus se raad aan ons dieselfde. Slow down, raak rustig, wag, think before you ink. Dink eers so 'n bietjie voordat jy reageer. Jy kan 'n swak antwoord uitvee, maar jy kan dit nie van die internet af verwyder nie. As jy het eers gestuur het, is daar 'n rekord wat in die kuberruimtes ronddwaal vir ewig. As Jakobus dus sê, wees stadig om te praat, dink hy aan ons menslike tendens wat praat wanneer ons kwaad of gefrustreerd is. Jy het seker al oorgekom of gehoor, speak when you are angry and you'll make the best speech you'll ever regret. Hoe waar is dit daarom nie? Toe ons kinders was, het ons die rympie geleer, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Dit klink miskien oulik en braaf en het werk heel goed as jy geen gevoelens het nie. Maar woorde maak baie meer seer as stokke en klippe en los wonde wat baie langer vat om genees te word. Onvriendelike woorde breek dalk nie bene nie, maar het breek harte. Derdens, wees stadig om kwaad te word. Die vertalers het hierdie raad van Jakobus op verskeie maniere probeer vertaal. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie. Jy moet nie haastig wees om kwaad te word nie. Stadig om kwaad te word, stadig om toornig te word, moet jou nie vererg nie. Jakobus sê nie ons moet nooit kwaad word nie. Dis onrealisties. Ons almal raak kwaad van tyd tot tyd. Die woord wat ons vertaal met kwaad verwys eintlik na 'n diep innerlike woede. Dis nie maar net 'n bietjie ongelukkigheid wat gou verbygaan nie. Jakobus praat van 'n diep emosie wat soos 'n vulkaniese uitbarsting kan wees as dit uitgelaat word. Dit is soos warm lava wat uitspuit. In ons volksmond praat ons van iemand wat gal braak. Woede is iets wat onder ons beheer is. Partykeer praat ons van iemand wat ontplof het asof dit teen sy wil gebeur het. Ons sê maklik sy kop het uitgehaak. Hy het die klits kwyt geraak. Hy was so kwaad hy kon slange vang. Maar woede is 'n emosie wat onder ons beheer is. As jy dit nie glo nie, luister na hierdie voorbeeld. Dalk het al met jou gebeur dat jy gewikkel was in 'n ewige warm om die kraag argument met jou geliefde en reg in die middel van die argument lui die foon skielik. Jy was besig om jou stemtoon al harder te maak, jy was al rooi in die gesig en dan lui die foon. O, hallo, sê jy ewe vriendelik. Ek is so bly jy het gebel, hoe gaan dit met jou? Wanneer die vriendelike oproep verby is en jy foon neersit, dan spat die vonke weer. Dis omdat woede 'n emosie is wat jy kan beheer. Maar let op die woordeskat wat Jakobus gebruik. As ons gou is om te hoor, sal ons stadig wees om te praat. Maar as ons stadig is om te hoor, sal ons vinnig wees om te praat. Vinnige praat lei tot vinnige woede. Hoe meer kwaad ons raak, hoe vinniger praat ons, totdat albei partye kliphard tegelykertyd praat en niemand luister na mekaar nie. Dis soos olie op die vuur. Dit het jou daarom seker nog nooit oorgekom nie. Paulus het 'n hele paar keer oor daardie woede gepraat in sy briewe aan Timoteus en Titus, om eienskappe uit te lig wat leiers behoort te hê. Hy moet nie arrogant of vermeerig wees nie, nie aanmatig of opvleend nie 'n rusiemaker nie eiesinnig nie oplopend nie 'n vegter nie.
Hy moet sagmoedig en vredelewend wees, geen strydlustige rusiemaker nie. Dit herinner mense aan Salomo se raad in Spreuke 16. 'n Geduldige mens beteken meer as iemand wat goed oorlog kan maak. 'n Mens wat nie gou kwaad word nie, beteken meer as iemand wat 'n stad kan oorwin. Ander vertaling sê, wie sy meer kan beteel is sterker as die sterkste mens. Wie sy drang en emosies kan beheer is magtiger as baie magtiges. Maar glo ons dit? Het lyk of die wêreld eerder die vegters beloon as die geduldiges. Salomo sê dis beter om jou humeur te beteel as om 'n stad in te val. Ons gebruik dikwels daardie militêre terme wanneer ons beplan om ons stede vir Christus terug te wen, maar daardie soort taal kan verwoestende gevolge hê. Ek dink Jakobus het geweet ons gaan probleme hê met sy derde opdrag, dis 'n rede daarvoor bygevoeg. Moet jou net nie vererg nie, want wat gaan dit nou help? As jy jou meer verloor, kan jy mos nie meer daarop ingestel wees om te doen wat God wil nie. Ander vertaling sê, mense wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. As jy kwaad raak en jouself vererg, kan jy nie enige van die goeie dinge doen wat God wil hê jy moet doen nie. Jy het seker al iemand ontmoet wat kwaad is die hele tyd. Hulle staan op kwaad, stort kwaad, eet breakfast kwaad, gaan kwaad werk toe, kom terug by die huis kwaad, kyk TV kwaad en gaan bed toe kwaad. As iets hulle bly sou maak, maak dit hulle sommer ook kwaad. Niks bevredig so 'n persoon nie. Woede lei tot jaloesie, harde woorde en selfs moord. Sulke soort woede kan nooit 'n lewe genereer wat vir God sal bly maak nie. Sulke woede vernietig net, dit bou nie op nie. Die geur van die dood hang om so 'n persoon. Om weg te beweeg van bitterheid, woede en harde woorde wat seermaak, is dit nodig dat ons Paulus se raad aan Efesiërs ernstig opneem. Moenie toelaat dat jy bitter word nie. Beteel jou humeur, en as jy dalk jou humeur verloor, moet jy nie kwaad bly nie. Moenie mekaar vloek of lelike dinge vir mekaar sê nie. Moet ook nie eens doen wat vir 'n ander een sleg is nie. Behandel mekaar mooi en goed, laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor, net soos God julle foute oorgesien het, omdat julle Jesus sin is. Ons is veronderstel om genade te bewys aan ander, soos God genade bewys het aan ons. Net soos God vir ons onverdiend sy genade bewys het deur Christus Jesus in ons plek te straf, so behoort ons genade te bewys aan mense wat dit nie verdien nie. God gee vir ons genade, sodat ons genade aan ander kan gee. Dis God se plan. Ons hoef nie vir ander te doen wat God nie vir ons gedoen het nie. Ons is vergewe. Nou weet ons hoe dit voel. Nou kan ons dit vir ander doen. Ons hoef nie te wonder wat dit beteken om ander te vergewe wat ons so seer gemaak het nie. Jy kan nie God se liefde verstaan tensy jy na die kruis toe gaan nie. Jy kan nie die kruis verstaan tensy jy dit sien deur die filter van God se liefde nie. Deur die dood van 'n onskuldige man word die skuldiges vrygelaat. As ons daar was, sou die geur van die dood ons oorweldig het, maar die kruis het goed geruik vir die Vader. Dit was die groot reddingswerk wat uiteindelik voltooi sou word. Jesus het nie net gekom om ons beter mense te maak nie, hy het gekom om ons nuwe mense te maak. Jy voel dalk, okay. Ek sal harder probeer om meer te luister, minder te praat en te kalmeer. Maar dan het jy die punt gemis. Ons het Jesus Christus nodig wat in ons leef. Christus wat in ons leef maak al die verskil die oomblik wat ons in die versoeking beland. Omdat hy in ons is, kan ons vra vir sy geduld, sy goedheid, sy liefde, sy moed, sy wysheid, sy vreugde, sy omgee vir ander. As ons daagliks lewe in Christus en hy in ons, dan deur God se genade sal ons gou wees om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. Here, ek het dit nodig om nie net beter te word nie, maar getransformeer te word as 'n nuwe mens in Christus. Mag u woord my lewe so verander, dat almal rondom my vir u kan raak sien. Mag u wat in my woon, my emosies infiltreer en beheer, sodat ek u genade kan uitleef teenoor ander. Amen.